Let's go. It's your boy on the track, let's slow. Lindo Smith in the house, turn it up. We ready to joust. Jai Louis turn now alma. Feel the beat drop. Waterberg stereo. We climbing to the top. Voices from the valley echoing loud. Community vibes, man, we're feeling proud. Every tale shared, every microphone from the streets to the waves. We in the zone, listening close. You can hear the heart, real stories told. That's where we start. Jy is ingeskakel op Waterberg Stereo 104.9 FM. Ek is Lindel Smit en baie welkom by almal se mikrofoon, waar elke stem tel, waar stories gedeel word, waar gelag en trane saamkom en waar ons mekaar regtig hoor. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is. Vandag gesels ons oor iets wat diep in ons harte sit. Geliefdes in die hemel. Hoe sal verhoudings in ewigheid wees? Wat gebeur met daardie spesiale bande wanneer die tyd hier verby is? Sal ons mekaar nog herken? Wat van familie wat nie saam met ons glo nie? En hoe verander hierdie waarheid die manier waarop ons vandag leef en liefhet? As jy al ooit iemand verloor het wat jy innig lief gehad het, of as jy net wil weet wat voorlê, bly by my. Aan die einde hiervan hoef jy nie meer te raai nie, want God het reeds die antwoorde vir ons gegee. Ons skop af met Jonita Fourie se nuutste treffer, Hou my vas vandag. Die wêreld gaan na daar buite, iets in my het stil geword. Mense praat van vandag en môre, maar my naam klink onbekend. Ek wil sê daar is niks fout nie, dat ek nooit twyfel nie, maar die waarheid staan voor my. Ek kan dit nie ontwyk nie. Heer, ek wil dit nie hoor nie. Ek wil nie hierdie pad loop nie. Maar hier staan ek met vrae, 'n hart wat leer om te luister. Ek kies nie hierdie pyn, maar ek kies hoe ek dit dra. Al verstaan ek nie die rede, God hou my vas vandag. Daar staan wat ek sterk voel, soos die son na die reën. En daar wat my asem swaar is teen my bors. Ek wil vir almal sê, God hou my vas vandag. Heer, ek wil dit nie hoor nie. Ek wil nie hierdie pad loop nie. Maar hier staan ek met vrae, 'n hart wat leer om te luister. Ek kies nie hierdie pyn, maar ek kies hoe ek dit dra. Al verstaan ek nie die rede, God hou my vas vandag. As hoop kon anders lyk, groot en sonder vrees, ek het 'n stil vertroue dat jy nog by my is. Ek hou vas aan die lig, al bewe my hande, en glo dat selfs hier binne jy my altyd vashou. Heer, hou my vas net vir vandag. Gee my lig vir hierdie nag. As alles wankel, as ek val, hou my vas, dis al. Hou my vas net vir vandag. Tot genade weer begin. Ek weet nie hoe dit eindig nie, maar die hou my. Wat gebeur met ons na die dood? Die dood is een van die min dinge in die lewe wat absoluut seker is. Tog bly dit een van die mees geheimsinnige. Elkeen van ons sal dit in die oë kyk, maar as Christene hoef ons nie die dood te vrees nie. Ons hoef nie te raai wat daarna gebeur nie,
want die Bybel gee ons duidelike antwoorde. Wat gebeur regtig wanneer ons laaste asem uitblaas op aarde? Slaap ons net totdat die einde van die tyd kom? Gaan ons onmiddellik hemel toe of hel toe? Wat beteken dit alles vir ons verhoudings met geliefdes? Die Bybel leer dat mense meer is as net fisiese liggame. Ons het 'n ewige siel. Wanneer ons sterf, keer ons liggaam terug na stof, maar ons siel bly bestaan. Prediker 12 vers 7 sê, dan keer die stof terug na die aarde soos dit was, en die gees keer terug na God wat dit gegee het. Dit beteken dat die dood nie die einde is nie. Dit is 'n oorgang. Ons fisiese liggaam is tydelik, maar ons siel is ewig, en dit bring 'n belangrike vraag na vore. Waarheen gaan ons onmiddellik na die dood? Jesus gee ons 'n kykie in Lukas 16 vers 19 tot 31, waar hy die verhaal van die ryk man en Lazarus vertel. In hierdie verhaal sterf albei mans, een gaan na 'n plek van lyding, die ander na 'n plek van vrede. Die ryk man is in pyn, hy is ten volle bewus van sy vorige lewe, en hy onthou selfs sy familie, wat nog op aarde is. Dit vertel ons iets baie belangriks. Ons bly bewus na die dood. Ons het herinneringe en bewustheid van die lewe op aarde. Daar is 'n onmiddellike skeiding tussen die gereddes en die verlorenes. Vir gelowiges gee die Bybel 'n pragtige belofte. In 2 Korintiërs 5 vers 8 sê Paulus, ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Dit beteken dat die oomblik wanneer 'n gelowige sterf, hulle onmiddellik in die teenwoordigheid van Jesus is. Geen wag nie, geen dwaal nie, geen siel slaap nie. As jou geliefde Christus geken het, dan het hulle die oomblik toe hulle hier hul laaste asem uitblaas, hul eerste asem in die hemel ingeneem. Vir die wat Christus verwerp het, word hulle siel geskei van God en wag hulle op die finale oordeel. Openbaring 20 vers 12 tot 15 beskryf hierdie vreeslike oomblik waar die wie se name nie in die boek van die lewe gevind word nie, in die poel van vuur gegooi word. Dit is hoekom redding so dringend is, want die ewigheid is werklik en daar is net 2 bestemmings. Maar wat van die finale opstanding? Die Bybel leer dat eendag wanneer Jesus terugkom, ons fisiese liggame opgewek en verander sal word in verheerlikte ewige liggame. 1 Korintiërs 15 vers 52 tot 53, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klank, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet onverganklikheid aanskiet, en hierdie sterflike moet onsterflikheid aanskiet. Op daardie oomblik sal liggaam en siel herenig word. Ons sal vir ewig lewe in die nuwe hemel en nuwe aarde. Dus, wanneer ons sterf, is ons onmiddellik of in die paradys, bewus, in vrede, maar wag op die volle verheerlikte liggaam, of in skeiding, ten volle bewus en wag op finale oordeel. Die storie eindig nie daar nie. Die uiteindelike vervulling van God se plan kom nog. Die finale hemel en hel kom eers by die wederkoms, opstanding en laaste oordeel. Wat nou gebeur is die tussentoestand, nie die uiteindelike nie. As jy glo alles wag bewusteloos tot die opstanding, is dit 'n eerlike siening. Maar die tekste soos Lukas 23 vers 43, Openbaring 6 en Paulus se woorde maak dit vir baie moeilik om te sê, daar's geen bewussyn nou nie. En dit bring ons by 'n groot vraag. Sal ons geliefdes in die hemel herken en onthou? Bly ingeskakel, ons gesels verder net na die breek, maar eers, hier is Siren Vox met Hoekom maak dit so seer? Heer, hoekom is dit so swaar? Hoekom maak die dood so seer? Hulle sê ons moet fees vier, maar Here, ons kan nie nou nie. Hulle sê by U is almal bly, dat daar vrede en lig is. Maar hoekom moet die wat agterbly, so diep, so stil, so swaar dra ons glo? Maar ons harte breek, ons weet, maar ons siele ween.
het so seer? Hoekom maak het so seer? Ons hou vas aan wat ons weet, maar leef in wat ons voel. Die stilte skree harder as woorde en elke traan vra hoekom nou? Ons sê nie, ons glo nie meer nie, ons sê net dit is verskriklik seer. Hou ons vas in hierdie pyn, leer ons hoe om weer asem te haal. Hoekom maak het so seer, Here? Hoekom sny die gemis so diep? Ons weet jy hou hulle vas, maar Here, ons wat agterbly, ons sufferende, en dit maak so seer. Dit maak so seer. Here, ons kan nie nou fees vier nie. Ons huil, en dit is al wat ons het. As my tyd kom en die lug word stil, as my asem sag begin verdwyn, moenie huil oor wat jy verloor het nie. Onthou my lag, onthou my pyn. Ek het lief gehad met alles wat ek kon. Ek het geval, maar weer opgestaan. Elke traan het iets in my genees. Elke wond het my leer verstaan. Hou my vas in jou herinnering, nie in vrees of spyt nie. As my tyd kom, laat my gaan. Moenie my bind aan hierdie grond. Ek is meer as net 'n laaste dag. Ek leef voort in elke woord. As my tyd kom, wees nie bang. Ek is veilig, ek is vry. In jou hart sal ek bly woon. As my tyd kom, sê net rustig. Ek het gedroom al was ek moeg. Ek het geglo toe hoop verdwyn. Daar was daar wat my gebreek het, maar liefde het my weer laat skyn. As die nagte Welkom terug, ons gesels verder en die groot vraag is, sal ons ons geliefdes in die hemel herken? Dit is een van die mees gevrae vrae oor die hemel. As ons daar kom, sal ons nog ons ouers, broers, susters, kinders of eggenote onthou, sal ons hulle gesigte herken, sal ons dieselfde liefde vir hulle voel as op aarde. Die Bybel gee nie een enkele direkte vers wat sê, ja, jy sal jou geliefdes in die hemel herken nie, maar wanneer ons na verskeie gedeeltes kyk, word die antwoord baie duidelik, ons sal absoluut. Een van die duidelikste voorbeelde kom uit die verheerliking in Matteus 17 vers 1 tot 4. Jesus neem Petrus, Jakobus en Johannes op die berg en skielik verskyn Moses en Elia. Wat besonders is dat hierdie twee manne eeue lank dood was. Tog was hulle nie net herkenbaar nie, maar die disippels het op een of ander manier geweet wie hulle is sonder enige bekendstelling. Dit vertel ons iets baie belangriks. Ons identiteit bly voortbestaan in die hiernamaals. Moses was nog Moses, Elia was nog Elia. Hulle het nie naamlose geeste geword of hulle identiteit verloor nie. Nog 'n voorbeeld is in Lukas 16 vers 19 tot 31, die ryk man en Lazarus. Die ryk man onthou sy lewe en familie na sy dood. Hy herken Abraham en hy herinner hom aan sy aardse lewe. Hy vra toe dat sy familie gewaarsku moet word, maar Abraham sê, hulle het reeds God se woord, en as hulle nie daarna luister nie, sal selfs 'n wonderwerk hulle nie oortuig nie. As mense alle herinnering aan hulle verlede en geliefdes verloor het, sou hierdie verhaal nie sin maak nie. Wat vertel dit vir ons? Ons opstandingsliggame sal anders wees, maar ons sal nog onsself wees. Jesus was nie 'n spook nie, hy was nog Jesus, net verheerlik. En as Jesus sy identiteit behou het na sy opstanding, dan sal ons ook. As ons mekaar herken, beteken dit ons familieverhouding sal presies dieselfde wees. Hier word dinge interessant. Jesus gee ons 'n belangrike leidraad in Matteus 22 vers 30.
want in die opstanding trou hulle nie en word hulle ook nie in die huwelik gegee nie, maar hulle is soos die engele van God in die hemel. Sommige mense hoor dit en voel hartseer asof dit beteken ons sal nie diep verbintenisse met ons geliefdes hê nie, maar dis glad nie wat Jesus sê nie. In die hemel sal ons verhoudings nie gebaseer wees op huwelik, biologie of aardse bande nie. Ons sal almal een perfekte familie wees, verenig in liefde as die kinders van God. Op aarde is ons verhoudings dikwels vol pyn, verlies en selfs konflik, maar in die hemel sal ons liefde vir mekaar perfek, onbreekbaar en ewig wees. Ons sal nie net nog aardse familie ken nie, ons sal 'n diep geestelike verbinding hê met elke gelowige wat ooit geleef het. Dink daaraan, geen misverstande meer nie, geen gebroke verhoudings nie, geen totsiens nie, net suiwer, perfekte liefde vir God en vir mekaar. Ja, ons sal ons geliefdes erken, ja, ons sal onthou, maar ons liefde vir hulle sal selfs groter wees as ooit op aarde, want dit sal vry wees van sonde, smart en skeiding. En dit lei ons na een van die moeilikste vrae van almal, wat van familie wat nie gered is nie? Ons het gepraat oor die skoonheid en belofte van die hemel, vir die wat in Christus vertrou, maar ons kan nie die swaarder hartsverskeurende vraag ignoreer nie. Wat van ons geliefdes wat nie geglo het nie? Dit is 'n diep emosionele saak, want vir baie van ons is dit nie hipoteties nie. Broers, susters, kinders, vriende, mense wat ons innig lief het, maar wat nie hulle geloof in Jesus geplaas het nie. Die gedagte om vir ewig van hulle geskei te wees is pynliker as woorde. Ons moet die waarheid in die oë kyk, dat nie almal hemel toe gaan nie. Jesus self het dit duidelik gemaak in Matteus 7 vers 13 tot 14. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Dit is swaar woorde. Ons kultuur verkies dikwels 'n weergawe van God wat net liefde is en geen geregtigheid nie, net genade en geen waarheid nie, maar die Bybel stel 'n God voor wat beide liefdevol en volmaak regverdig is. Romeine 2 vers 6 tot 8 sê God sal elkeen vergelde volgens sy werke. Die wat volhard in die goeie sal ewige lewe ontvang, maar die wat die waarheid verwerp en die kwaad volg, sal toorn en gramskap ontvang. Dit is nie dat God gretig is om mense altyd te stuur nie. 2 Petrus 3 vers 9 verseker ons dat hy geduldig is. Nie wil dat iemand verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Maar God sal homself nie op iemand afdwing nie. Hy respekteer ons keuses, selfs wanneer daardie keuses ons van hom wegneem. Dit bring ons nog 'n harder vraag. As iemand wat ons liefhet nie in die hemel is nie, sal ons hulle onthou, sal ons hartseer wees of vir ewig oor hulle treur? Openbaring 21 vers 9 gee ons 'n kykie, en hy sal al die trane van hulle oë afdroog, en daar sal geen dood meer wees nie, ook geen rou, geen geween en geen pyn nie, want die eerste dinge het verbygegaan. In die hemel sal daar geen smart, geen berou, geen pyn wees nie. Hoe kan dit wees as sommige van ons geliefdes nie daar is nie? Die Bybel gee nie 'n gedetailleerde antwoord nie, maar ons kan vertrou dat God se geregtigheid perfek is en sy liefde volledig. Jesaja 55 vers 9 herinner ons, want soos die hemele hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Ons verstaan dalk nie ten volle hoe God se geregtigheid en genade saamwerk nie, maar ons kan vertrou dat hy alles reg sal maak. Die hemel sal 'n plek van perfekte vrede, vreugde en vervulling wees, sonder enige skaduwee van berou of smart. As enige iets behoort die werklikheid van die ewigheid 'n vuur in ons aan te steek om die evangelie met ons geliefdes te deel. Ons kan niemand red nie, net God kan dit doen. Maar ons kan die goeie nuus deel en vurig vir hulle redding bid. Handelinge 16 vers 31 gee kragtige belofte, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Al moet elke persoon sy eie keuse maak, kan ons getrouheid om Christus te deel 'n diep impak op ons families hê. Kom ons wag nie totdat dit te laat is nie. As jy geliefdes het wat Jesus nie ken nie, bid vir hulle, deel die evangelie met hulle, leef jou geloof op so 'n manier dat hulle nuuskierig raak oor die hoop wat jy het, want die hemel en hel is werklik en die ewigheid is veel te lank om verkeerd te wees.
Elke keer as ek jou sien, word ek net weer stom. Ek oefen by elke robot wat rooi is, praat met myself asof jy daar is. Hoor hier begin ek, dans die lig groen, selfde storie elke oggend, selfde droom. Jare se woorde opgekrop, maar voor jou raak my kop leeg. Elke keer val my moed as jy verby stap. Ek is 'n held in my hart, maar stom geslaan deur jou. Almal sien dit, maar nie jy. My vriende lag, hulle weet presies ek sê jou wat alles kan sê, behalwe dit wat regtig saak maak. Jou naam is vasgevang in my keel, ek is stom. Woorde wil nie kom nie, al wat uitkom is 'n hi of 'n awe. Ek is windgat op WhatsApp, maar delete dit net weer. Ek is cool by die braai, tot jy daarin stap. Heeltemal stom, heeltemal stom. Ses boodskappe moet ek nog stuur, hey. Te casual, hello, te algemeen. Ek kry selfvertrou van die klippies en kou, maar sodra jy glimlach, verdwyn al my moed. Jou vriendinne probeer, hulle gee my kanse, maar ek staan net daar, soos 'n standbeeld. Oefen maak jou beter, sê almal vir my, maar ek oefen al so lank ek te PhD. Die woorde dans in my kop rond, maar my mond is 'n padblokkade. Niks gaan deur nie, alles stop, net my hart klop deur die stilte. Ek is stom, ek kan nie praat nie. Jou naam is vasgevang in my keel, ek is stom. Woorde wil nie kom nie, al wat uitkom is 'n hi of 'n awe. Ek is windgat op WhatsApp, maar delete dit net weer. Ek is cool by die braai, tot jy daarin stap. Heeltemal stom, heeltemal stom. Miskien is dit oké om so te wees, om stom geslaan te staan voor jou. Want as ek kon praat, sou ek dalk iets sê wat die vriendskap breek tussen ons twee. Maar môre probeer ek weer. Môre is ek dalk sterker. Môre ek is alweer stom. Dit was Jakkals Vibes met Heeltemal Stom. Na die swaar waarhede kom ons draai ons oë na die vreugdevolle belofte wat wag vir die wat glo. Wanneer ons aan die hemel dink, fokus ons dikwels op strate van goud, parelpoorte en eindelose aanbidding. Al is daardie dinge ongelooflik, die ware skoonheid van die hemel is veel dieper. Die hemel is die plek waar elke traan afgevee word, elke smart vergeet word en elke verhouding perfek en ewig herstel word. Stel jou voor, geen misverstande meer nie, geen argumente nie, geen seer gevoelens of rewels nie. In die hemel sal ons verhoudings gekenmerk word deur perfekte liefde en eenheid. 1 Korintiërs 13 vers 12 gee kragtige kykie, want nou sien ons in 'n spieël, in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ook ten volle geken is. Ons sal mekaar volledig ken,
Die hindernisse wat sonde hier op aarde geskep het, sal weg wees. Stel jou die vreugde voor om nie net jou geliefdes te herken nie, maar hulle op 'n dieper, suiwerder manier te ken as ooit tevore. En dit is nie net ons aardse familie waarmee ons herenig sal word nie, ons sal deel wees van 'n groot, ewige familie, elke gelowige uit elke geslag, nasie en stam. Openbaring 7 vers 9 skilder 'n pragtige prentjie. Daarna het ek gekyk en daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Uit al die nasies en stamme en volke en tale wat voor die troon en voor die lam staan. Ons sal saam aanbid, saam dien, saam juig, die uiteindelike familie, God se kinders. Maar die grootste vreugde van alles sal ons verhouding met God self wees. Romeine 8 vers 15 tot 17 sê ons is aangeneem in God se familie, mede-erfgename met Christus. Elke gelowige wat jy in die hemel ontmoet, is nie net 'n vriend of mede-aanbidder nie. Hulle is jou broer of jou suster in die ware sin. En ons Vader is die koning van die konings en die Here van die Here. Filippense 3 vers 20 tot 21 herinner ons dat ons burgerskap in die hemel is en ons wag gretig op die verlosser, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, sodat dit gelykvormig kan word aan sy verheerlikte liggaam. Ons swak sterflike liggame sal verander word in ewige verheerlikte liggame, perfek geskik vir die wonderlike lewe wat God vir ons voorberei het. In die hemel sal ons nie net met geliefdes herenig word nie, ons sal met God verenig word en dit is die grootste belofte van alles. Moenie weggaan nie, ons gesels verder net na die breek. We'll be together again. I've been waiting for a long time. We're gonna be together again. I've been connected to the right line. We'll be together. Nobody ain't never gonna disconnect us, forever separate us, or say to us you got to stop. Stand there where you are before you go too far, before you make a fool out of love. Stop. Don't jump before you look, get hung up on a hook before you make a fool out of love. We'll be together again. I've been waiting for a long time. We're gonna be together again. I've been connected to the right line. We'll be together. Nobody ain't never gonna disconnect us, forever separate us, or say to us you got to stop. Stand there where you are before you go too far, before you make a fool out of love. Stop. Don't jump before you look, get hung up on a hook before you make a fool out of love. We'll be together. Nobody ain't never gonna disconnect us, forever separate us, or say to us you got to stop. Stand there where you are before you go too far, before you make a fool out of love. Stop. Don't jump before you look, get hung up on a hook before you make a fool out of love. Stop. Stand there where you are before you go too far, before you make a fool out of love. Stop. Don't jump before you look, get hung up on a hook before you make a fool out of love. Stop. Stand there where you are. Dit was Stop van Erasure. Jy is ingeskakel op Waterberg Stereo 104.9 FM. Ek is Lindel Smit en jy luister na almal se mikrofoon. Net voor die breek het ons die waarheid ondersoek oor wat na die dood gebeur, of ons ons geliefdes sal herken en hoe verhoudings in die hemel sal wees. Nou kom die belangrikste vraag: wat beteken dit nou vir ons?
Die hemel is nie net iets om oor te dink wanneer ons sterf nie. Dit behoort die manier waarop ons vandag leef te verander. As ons werklik glo in die werklikheid van die ewigheid, behoort dit ons keuses, prioriteite en die manier waarop ons mense liefhet, veral ons families, te vorm. En hierdie waarheid behoort ons te verander. 1 Tessalonisense 4 vers 13 gee kragtige bemoediging. Ons wil nie hê dat julle onkundig moet wees oor die wat ontslaap het nie, sodat julle nie soos die ander treur wat geen hoop het nie. Vir gelowiges is die dood nie die einde nie. Dit is die begin van iets baie groter. Dit beteken ons kan lewe met hoop, nie vrees nie. Wanneer ons iemand in Christus verloor, treur ons, maar ons treur met die versekering dat dit tydelik is. Wanneer ons eie sterflikheid in die oë kyk, hoef ons nie bang te wees nie. Ons kan uitsien daarna om by Jesus te wees. Wanneer die lewe hard word, kan ons volhou, want ons weet elke pyn en stryd is net vir 'n oomblik in vergelyking met die heerlikheid wat kom. Maak elke dag tel. As ons eendag met ons gelowige familie herenig sal word, hoekom nie nou al daardie verhoudings versterk nie? As die ewigheid werklik is, dan maak dit saak wat ons met ons tyd hier doen. Hoe ons liefhet, maak saak. Hoe ons vergewe, maak saak. Is daar mense in jou lewe, miskien selfs in jou familie, met wie jy moet versoen? Moenie wag nie. Die hemel is ewig, maar ons tyd op aarde is kort. Ek soek al lank vir iemand soos jy, iemand wat altyd naby sal bly, vir ewig my sal vashou en nooit weer los nie. Ek wens al lank om iemand te kry, wat met liefde my hart sal verlei, vir ewig my sal lief hê en nooit laat gaan nie. Alles aan my is, in alles aan my is, altyd jou, vir altyd jou. Beloof jy is vir altyd myne, my lewe gee ek aan jou, sodat jy altyd my lewe in jou vas sal hou, en nooit weer los nie. Jy is vir altyd myne.
Jy's vir altyd myne. Dit was Jennifer Zamudio met Altyd Myne. Ons kyk nou na die voorbereiding vir die ewigheid. Kolossense 3 vers 1 tot 4 sê, stel julle sin op die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterkant van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Te dikwels raak ons vasgevang in die dinge wat nie hou nie. Geld, status, tydelike plesier, maar wanneer ons oë op die ewigheid rig, begin ons lewe anders lyk. In plaas van sukses najaag, belê ons in wat saak maak, ons verhouding met God en met mense. In plaas van wrok koester, vergewe ons, want in die hemel sal alle skering uitgewis word. In plaas van die toekomsvrees, vertrou ons dat die beste nog kom. En die belangrikste, ons maak seker, ons is gereed. Jesus het gesê in Johannes 14 vers 2 tot 3, in my Vader se huis is baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, dat ek vir julle plek gaan berei. En as ek gegaan het, en vir julle plek berei het, kom ek terug, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Die hemel is 'n voorbereide plek vir die voorbereide mense. Die enigste manier om seker te wees dat jy en jou geliefdes vir ewig saam sal wees, is deur Jesus Christus. Hy is die enigste weg. Johannes 14 vers 6. Laat ek jou vra, is jy gereed? Het jy jou geloof in hom geplaas? Het jou geliefdes? Indien nie, wat hou jou terug om vandag daardie besluit te neem? Want die ewigheid is werklik, ons het geen tyd om te mors nie. Die hemel is meer as net 'n vooraf hoop. Dit is 'n werklikheid wat wag vir die wat aan Jesus vertrou. Dit is 'n plek van perfekte liefde, ongebroke verhoudings en ewige vreugde in God se teenwoordigheid. As jy iemand verloor het wat Christus geken het, wees bemoedig. Die skeiding wat jy nou voel is net tydelik. Eendag sal jy hulle weer sien. Nie soos hulle in hierdie gebroke wêreld was nie, maar soos hulle bedoel was om te wees. Verheerlik, heel en vol perfekte vreugde. As jy worstel met vrees oor die ewigheid, weet dit, Jesus het reeds die weg gemaak. Hy het 'n plek vir jou voorberei en sy uitnodiging staan oop vir almal wat glo. En as jy familie het wat hom nog nie ken nie, bid vir hulle. Wees lief vir hulle en deel die waarheid met hulle terwyl daar nog tyd is. Die lewe is kort, die ewigheid is vir altyd. Leef vandag met die hemel in gedagte. Hê dieper lief, vergewe vrylik en bovenal maak seker jou hart is gereed. Used to think the loudest voice was always standing tall. Thought the biggest hands would win every single war. But I've seen giants fall like rain, hearts of stone undone. Power fades like setting suns when wisdom hasn't come. It's not the weight you carry, it's the truth you hold. Not the sword you're swinging, but the plans you've told. Carry you on, knowledge is a deeper flame, burning long after muscle fades. Before you step into the fight, seek the counsel, seek the light. Many voices, one clear way, that's how the victory stays. Love, I've been looking for a while. Been close a couple times. Man, she's hard to find. In towns, everywhere along the map. Well, I traveled there and back, and I wonder where she's at. Cowboys, maybe laying low down in Mexico. I know she loves the sunshine. Yeah, maybe she's in Vegas at a table dealing blackjack. Yeah,
I'm loving every minute, but it'd be better with her in it, yeah. Maybe she's living in a small town, and she starts to fear the Bible. She's got a couple friends that she runs around with, dancing with the devil. Maybe she's sitting in a cafe in a lonely crowded city. Hey, if you wouldn't mind, you see her out tonight, tell her she's mine. Tell her I'm coming, I'm running, yeah, I'm sorry I'm late. And I want her, I love her, and I just can't wait to meet her someday. Hell, maybe she's a hippie, hanging off the west coast, with flowers in her hair, probably doesn't care about nothing but a good time. Maybe she's living up in New York, working down on Wall Street. Hey, if you wouldn't mind, you see her out tonight, tell her she's mine. Yeah, tell her she's mine. Tell her she's mine. Yeah, if you wouldn't mind, see her out tonight, tell her she's mine. Miskien sit jy nou en dink aan iemand wat jy lief gehad het, iemand wat jy moes groet, iemand wie se stoel nog leeg voel. Miskien wonder jy, sal ek hulle weer sien? Sal hulle my onthou? Is hulle okay? En vandag wil ek vir jou sê, as hulle in Christus was, dan is hulle nie verlore nie. Hulle is net vooruit. Ons praat maklik oor die hemel, maar ons mis die mense. Ons verlang na hulle stem. Hulle lag, hulle teenwoordigheid, en is okay om te huil. Selfs Jesus het gehuil by die graf van Lazarus, maar die verskil vir ons as gelowiges is ons huil nie sonder hoop nie. Dink net vir 'n oomblik, geen pyn nie, geen hospitale nie, geen afskeid nie. Jou geliefde, heel, vry, in vrede, nie siek nie, nie moeg nie, nie gebroken nie, volmaak. En die mooiste van alles, hulle is in die teenwoordigheid van God. Sal hulle jou onthou? Ja, nie net onthou nie, maar op 'n manier wat ons nie eens kan verstaan nie, sonder seer, sonder bagasie, sonder die gebrokenheid van hierdie wêreld. Dit gaan nie 'n koue herkenning wees nie. Dit gaan 'n volmaakte, vreugdevolle hereniging wees. Maar hier is die moeilike deel. Daar is ook 'n ander kant, en ek gaan dit nie sag maak net om gemaklik te wees nie. Nie almal gaan daar wees nie. En as jy nou aan iemand dink wat nie die Here ken nie, dan moet daai gedagte jou nie laat verlam nie. Dit moet jou laat optree. Moenie wag nie. Moenie dink jy het nog tyd nie. Praat met hulle, bid vir hulle, wys vir hulle Jesus, nie net met woorde nie, maar met jou lewe. Want liefde wat stil bly, is nie regtig liefde nie. En miskien is dit nie eers oor iemand anders nie. Miskien is dit oor jou. As jy vandag jou oë toemaak, is jy seker waar jy gaan wees. Nie ek hoop so nie, nie ek dink so nie. Maak seker. Jesus het nie gesterf sodat jy hoef te twyfel nie. Hy het gesterf sodat jy kan weet, hy het die prys betaal. Hy het die weg gemaak. Hy het die deur oopgemaak. Al wat oorbly is dat jy dit moet aanneem. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil. As jy wil, maak jou oë toe. As jy vandag sê, Here, ek wil gereed wees. Ek wil U ken. Ek wil seker wees. Dan kan jy net eenvoudig bid. Here Jesus, ek gee my lewe vir U. Vergewe my. Maak my nuut. Ek kies U vandag.
Die graf is nie die einde nie. Die storie eindig nie met die dood nie. Dit eindig met lewe, met hereniging, met vreugde, met ewigheid. Dankie dat jy vandag saam geluister het. Onthou, leef met die hemel in gedagte. Hê lief sonder terughou, vergewe vinnig en moenie wag om reg te maak wat saak maak nie. Ek is Lindel Smit en dit was almal se mikrofoon waar elke stem tel en waar ons mekaar regtig hoor. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Troubles and I throw them all away. Cause this time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. This love is a sacrifice. My heart ain't big enough, babe, for your paradise. Oh, darling, I'm crazy after all these years. Don't throw away my love, babe. I'm not a lonely child. Tomorrow's such a long time. My dreams are running wild. Oh, darling, I'm crazy after all these years. I gave you all my love for free. My tears are full of memories. Give me love, give me all, baby, catch me when I fall tonight.
if you would change your mind. Don't throw away this love, babe. Love is hard to find. Oh, darling, I'm crazy.